voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare weggestuur het. En nadat hy die skare weggestuur het, klim op die berg om eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom in die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dis nie 'n spook nie. En hulle het geskreeu van vrees, hoe bang is die mens tog nie. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. As die Bybel sê jou, kan jy daar onderstreep, want dit gaan die preek wees vanoggend. En hy sê die volgende, en Petrus antwoord hom sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom. En Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus toe. En toe hy die sterk wind sien, het hy hom bang geword, en toe begin sink hy. En hy roep uit en hy sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en van hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarom klim hulle in die stuit in en die wind het gaan lê. En toe kom die wind van die skei was en val voor hom neer, wat sê, waarlik, U is die Seun van God. Amen. En vanoggend wil ek met u deel 'n paar gedagtes wat ek dink so belangrik is in ons Christelike lewe, en dit is geloof. Want ek en u het geloof nodig. Die Here sê dit deur en deur, sonder geloof kan ek nie by die Here Jesus gered, behaag dit nie God nie. Kan ek nie gered word sonder geloof nie. So geloof is vanoggend iets wat ek en u as kind van God nodig het. En baie mense sê, pastoor, maar ek is nie baie gelowig nie. Ek sal onthou, nou die dag stap ek en broer in die polisiestasie, en een van die broers draai om en hy sê, pastoor, julle is mos manne van geloof. Julle beter geloof en nog, want ons het nie hierdie vergadering nie. En weet jy, toe ek daar uitstap, toe begin ek dink van hoe mense vir my en jou 'n perspektief het wanneer dit kom oor geloof. Is dit so vanoggend dat wanneer jy by jou familie en by jou vriende kom, dat hulle weet dat jy is 'n man en 'n vrou van geloof? Amen. Want dit is tog so belangrik. Want geloof is die ding wat my en jou laat opstaan. Geloof is die ding wat my en jou dryf. Geloof is vanoggend die ding wat nie net 'n sertifikaat teen die muur is nie, maar geloof is iets wat elke kind van die Here nodig het in sy Christelike lewe. Ek en jy het vanoggend geloof nodig om hierdie lewe aan te pak. Ek en jy het geloof nodig in ons familie. Ons het geloof nodig in ons finansies. Ons het geloof nodig as kinders van die Here. Want geloof is die senterpunt tot my geloof. Ek kan nie vanoggend sê ek is 'n kind van God en ek het nie geloof nie. Ek het nodig om geloof te hê in elke situasie. Dit maak nie saak hoe die storms is nie, dit maak nie saak hoe die omstandighede is nie. Ek en jy vanoggend as kind van God het een ding nodig, en dit is geloof. Ek het daardie vertroue nodig, en dit is geloof. En my vriend het 'n mooi opspraak eendag gemaak, en hy sê dat geloof moet verander word met risiko. Want dis presies wat geloof is. Geloof is wanneer ek bereid is om 'n risiko te vat. Dit beteken dat wanneer ek sien dat die omstandighede is van so 'n aard dat daar is geen oplossing nie, dan sê ek vertrou die Here. Ek vertrou nie die Here omdat daar 'n ander oplossing is nie. Want dis die enigste oplossing. Amen. Is om die Here te vertrou. Ja, amen. Jy sien, dit is presies wat geloof is. Geloof is wanneer ek bereid is om te sê vanoggend, as 'n kind van God, het ek die risiko geneem om die Here te vertrou. Want as jy nie risiko geneem het nie, dan het jy nie die Here vertrou. En ek sien dit daagliks dat manne en vroue hardloop na soveel organisasies en soveel dinge toe, sonder om te verstaan dat ek het nodig om 'n risiko te vat. Ja. Ek het nodig om geloof in my lewe te hê, om te sê, Here, op U wil ek vertrou. Here, op U wil ek staat maak. En dis wanneer ek begin om 'n risiko te vat. Dis wanneer ek begin besef, weet jy wat, is alles
of niks. Ja. Dis presies wat geloof is. Amen. Dis nie halfhartig nie. Dis nie na die een kant of na die ander kant. Dis alles oor my geloof in die Here. Amen. Dis die geloof wat ek vanoggend nodig het. Dis die geloof wat ek nodig het as kind van God om my te hou, om my op 'n plek te bring waar ek sê, Here, op U vertrou. Halleluja. Want dis presies wat geloof is. Ja. Geloof is daardie plek waar dis of God of niks. Ja. Of jy klim in 110% en jy vertrou die Here. Jy sê, dit is wat ons nodig het as kinders van die Here. En hier is 'n paar dinge wat hier gebeur wat belangrik is. En dit is naamlik dat hierdie man, en kom ek verduidelik gou wat gebeur. Reg aan die begin kom Jesus en hy stuur, dis net na die 5000 gevoedes en bedienis, en hy stuur hulle almal huis toe. Maar hy stuur nie net die mense huis toe nie. Hy sê sommer julle disippels, laat julle gaan. Ja. Baie keer, my broer en suster, is dit mense, jou disippels, wat jou ook moeg maak. Ja, amen. Né? Dis wat Jesus hier doen. Hy sê vir julle klim in die boot. Julle disippels, julle bly nie saam met my nie. Ek is nou moeg vir julle ook. Laat julle gaan. En die grootste ding wat hier gebeur is, hy wil hulle hê aan die ander kant. Maar ewe skielik gebeur daar iets. Hulle kom nie by die ander kant uit nie. Het ons al so gevoel in die lewe, jy roer daai bootjie. Né? Ja. Jy roer hom. Dis pikdonker om jou. En jy kom nergens nie. Dis presies hoe die disippels gevoel het. Hulle het daai bootjie geroei. Né? Jy weet mos hoe voel dit om te roei. Né? Jy maak dit gebeur. En hoe meer jy probeer, hoe minder kom jy ergens. En dit is pikdonker om jou. En jy voel moedeloos. Né? Weet nie hoeveel van julle dit al ervaar nie. En dis presies waar die disippels hulle self bevind. Hulle bevind hulle self in die middel van hierdie dam. Want dis actually 'n dam, is nie so groot nie. En ewe skielik is die wind teen hulle. En hulle roei. En hulle is moeg en dis al vroegoggend, dis hier van 3 tot 6 uur, dis die 4de waak sê Jesus. Dis nie die middel van die nag nie, dis nie van 12 tot 3 nie, dis van 3 tot 6. En Jesus sien hulle is daar in die middel. Nou besluit Jesus, wel, ek gaan nou maar na hulle toe. Kom ons gaan vertel hulle bietjie, kom ons gaan help hulle bietjie. En soveel keer in my en jou lewe bevind ons onsself in die middel van die storm.
wat negatief is in jou lewe, gaan heeldag die slegte sien, gaan die verkeerde sien. En hoe meer jy omring met sulke mense, dan wil ek vir jou vanoggend sê, gaan jou geloof in die Here al hoe minder begin raak. Want hoekom? Want manne en vroue wat glo, het hoop. Ja. Hebreërs 11 vers 1. Hy sê ek het hoop, ek het geloof. Want hoekom? Geloof bring hoop. Dis hoekom ek vanoggend so opgewonde is. Baie keer sê mense, pastoor, maar jy weet, ons het eers die kerk se toestemming nodig, om al die, weet, ons het nie geld nie. My broers en susters, waarom het ons geloof? As ons 'n kind van God is, dan glo ons die Here kan dit doen. Mense sê vir my, pastoor, maar ons is 'n arm kerk. Ek gee nie om hoe arm ons is nie. My geloof is nie die mens nie. Ja. My geloof is in God. Amen. 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 Want dis die Here wat dit kan doen. Amen. Dis nie mense nie. My broers en susters, ek en jy moet besef, dis vanoggend nie wat in jou bankbalans is wat die verskil gaan maak nie. Ja. Dis nie wat jou medies sê wat die verskil gaan maak nie. My geloof en my vertroue is in die Here. Amen. Ek was so nice as toe met pastoor Mark praat, hy sê hy was 3 maande by die kerk, toe stap iemand in die gemeente en hulle sê, pastoor, 2 maande, dan maak ons hierdie kerk se deur toe. En daar staan hy al vir 17 jaar by daai gemeente. Hulle het hulle 44ste herdenking gevier, waar die kerk se deure oop is. Jy sien my broers, vanoggend wil ek vir julle sê, dat geloof, pastoor, maar hoe doen jy dit? Het jy dan sulke ryk mense in die kerk? Boeta, ons het arme mense, maar ons dien 'n lewendige en 'n heilige en 'n almagtige God. By hom is niks onmoontlik nie. Amen. Amen. Ja. Jy sien, dis wanneer mense sien dat jy voorloop, dat jy wat in jou huis is, wanneer jy sê, weet jy, daar is niks op die tafel nie, maar ons vertrou die Here. Amen. Daar's manne en vroue wat hier sit vanoggend, wat 'n getuienis kan lewe, dat God was getrou. Amen. Wat hier kan sit, wat kan sê, die Here het my deur gedra, die Here het 'n deur oopgemaak, die Here het genees. Ja. Amen. Halleluja, dis wat geloof is. Geloof moet deel wees van my en jou lewe. Dit moet op 'n plek kom waar ek my ken kan optel. En dis presies wat hy hier sê. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed. Soveel van ons is so teleurgestel. Soveel van ons hang ons koppe so. Ek wil vanoggend vir sê, hou goeie moed. Want dis wat geloof doen. Geloof laat my en jou opstaan. Halleluja. Amen. Want jy vertrou nie mense nie. Ek kan so hartseer raak en dat al wat mense wil doen is, Boeta, hierdie een het my teleurgestel. Hierdie een het gesê hy gaan nog dit doen. Hierdie een het gesê hy gaan nog dit doen. Hou jou oë van mense af en vertrou die Here. Geloof is om nie in mense te vertrou nie, nie in 'n situasie of omstandighede nie, maar jou vertroue is in die Here. Amen. Amen. Dis wat geloof is. En Jesus sê hier vir hulle, soos wat hy nader stap op die see, sê Boetas, weet net een ding, ek is met julle. Hoor wat sê die woord van die Here in hierdie wonderlike teksvers. Filippense 4 vers 8, dis ongelukkig nie in die notas nie. Hoor wat sê hy, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink sulke dinge. Amen. Dis hoe ons dink vanoggend as kinders van die Here. Dis hoe ons dink. Ons dink, ons is arm. Ons dink, ons is niks werd nie. Ons dink al hierdie dinge. Weet jy wat is so hartseer van die Bybel? Die Here sê, dit wat jy dink, gaan oor jou kom. Dit wat jy vrees, kom oor jou. Ons het nodig om ons harte en ons lewens te vul met geloof. Amen. Ons het 'n bietjie geloof nodig. Die pastoor, hoeveel per geloof het ek nodig? Die Bybel sê, jy het nie baie nodig nie. Hy sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie,
sal jy vir hierdie berg sê, werp jou in die see. So vanoggend wil ek vir jou sê, jy dink dalk, Here, ek het net so 'n bietjie geloof. Ek het nie so massive baie geloof nie. Dis al wat die Here soek. Jy moet net vanoggend kan sê, Here, ek plaas my vertroue in U. My geloof en my vertroue is in die Here. Hy gaan dan en hy sê die volgende. Hy sê, hou goeie moed. Dit is ek. Het jy al daai woord gehoor? Dis ek. Die van die wat die Bybels lees, ek weet ons het baie mense wat hulle Bybel lees. Genesis, Exodus hoofstuk 4. Kom Moses en hy sê, Here, wie sal ek sê het my gestuur? En die Here sê, ek is. Dis al. Ek is. En hier kom Jesus en hy loop op die water. En hy sê, ek is. Hy gebruik presies dieselfde woord wat hy in Exodus gebruik het. En hy sê, ek is. Dis wie God is. Dis wie Jesus is. Hy verklaar homself aan my en jou. En hy sê, ek is die een. As jy jou geloof en vertroue in my sit, kyk wat gaan ek doen. Kyk hoe getrou is ek. Kyk hoe almagtig is ek. Jy sien maar ons vertroue is soveel keer in hierdie lewe. My werk, tot jou werk verloor. In jou familie, tot jou man of jou vrou jou skei. Dis mos maar so hoe die lewe is. Want ongelukkig is ons vertroue soveel keer in hierdie wêreld. Maar dan kom die omstandighede en dit ruk ons dood. Bring ons op 'n plek om te sê, wie vertrou ek? Op wie hoop ek? Ek vertrou op hom. Amen. En hy sê hierdie woorde, wonderlike woorde, ek is. Ek kan baie sê daaroor, maar ek gaan 'n bietjie skiep. Hoor wat sê die volgende gedagte in Romeine 8, vers 38. Hy sê, want ek verseker julle dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge my kan skei van die liefde van God. Sien, daar is niks vanoggend. Wanneer ek en jy geloof in die Here het, dan is daar niks in hierdie lewe wat my kan skei van God nie. Ja. Hy bly getrou, al val ek. Hy bly getrou, al doen ek die verkeerd. Hy bly getrou, hy is God, hy is koning, hy is Heer oor my en jou lewe. Amen. Amen. Prys die Here. Hy gaan aan en hy sê die volgende. Dit is ek, moenie vrees nie. Jy sien, ongelukkig vrees en geloof kan nie hand aan hand loop nie. Want vrees dryf geloof uit. Die oomblik as ek en jy as kind van die Here vrees, dan dryf dit die geloof uit ons harte uit. Jy sê, hoe so, pastoor? Hoekom het hierdie arme man geval? Hoekom het hy gesin? Die Here sê vir jou klein gelowige, want hy het gekyk na die storms. Nou wil ek hê, jy moet vinnig kyk na hierdie wind, want daar's 3 gedeeltes in die woord van die Here, in hierdie selfde aspek, oor die wind. Nou eerste een wat ons kry is vers 24. Hy sê, want die wind was teen julle. En hoor vers 32. Daarom klim hulle die skei en die wind het gaan lê. Nou wil ek hê jy moet dit mooi verstaan. Hulle is besig om te roei en die wind is teen hulle. Ek wil hê jy moet weet vanoggend dat die wêreld is teen jou. Ja. Die omstandighede in die lewe is teen jou. Soms is jou eie familie teen jou. Daar is baie winde in ons lewe. Daar's baie omstandighede wat sorg dat ons net nie wegkom nie. Maar weet jy wat is so wonderlik in hierdie gedagte, die van die wat dit gelees het? Nêrens stap Jesus na die wind en hy sê bedaar nie. Het jy dit gelees? Die oomblik toe Jesus in die skei klim, toe stop die wind. Ek wil hê jy moet iets verstaan vanoggend in die eie lewe. Miskien is jy
Jy is soos daai disippels. En jy is moeg geroei. Jy is moeg beklei teen die wind. Jy is moeg beklei deur die donker. En jy voel jouself vanoggend, pastoor, ek is in die middel van die storm. Ek is so moeg. Kan ek vanoggend vir jou sê, weet jy wat is so wonderlik van hierdie? As jy kyk na die Grieks, beteken die wind het moeg geraak. Amen. Hoor my, die wind het moeg geraak. Kan ek vanoggend vir jou sê, die storms kan hoe blaas, die leeu's kan hoe om jou wees. Dit hou nie vir altyd nie. Ja. Hoor my vanoggend, dit hou nie vir altyd nie.